Hy sê, hy bevestig homself in Sagaria 1 vers 3. Hy sê, julle moet nader na God, dan sal God eers nader na julle. So mense, die chief sê nie is okay, want ons gaan slaap. En die volgende oggend sit ons nou en hy eet ontbyt. Nou sy ontbyt is gisteraand se vars vis. Nou sê hom van die bene af. Hy lyk soos krokodilvleis, is lekker. Hy sê, nou sit ek oorkant so op so 'n vrotterige tafeltjie. Die ouens is nou al bereik, maar hulle jag nog met haalgeweer en pyl en boog. So hulle so half bereik. Hy sê vir my, ek het gisteraand van jou vriend gedroom. Nou gaan hy net so normaal aan asof niks gebeur. Ek tog, hy sit aan die ander kant met die vrou. Ek tog, my jene, hy het van my vriend gedroom. Ek weet nou op kikker en uitvind, en besef, wie is hierdie vriend? As hy van my vriend gedroom het, dan moet ek nou lyk of ek weet wie dit is. Maar ek kan nie uitwerk, nou dink ek, daar's net een nou wat ek ken, dis 'n Braziliaan, ons is naby die grens van Brazil, in Peru, daar waar die Amazone baie dig is. En daai ou te baard, is die enigste vriend wat ek aan dink, buiten my vrou. Ek sê vir hom, het my vriend 'n baard gehad? Hy sê ja. Ek sê, ja, okay, dit moet Elias wees. Hy is ook 'n siener. Maar ek dink, maar Elias is in 'n ander dorpie daaronder, die chief het my in daai dorpie gekry, hy het hom nie gesien, nou hoe? Waar het hy my gesien? Ek sê vir hom nou, hoe weet jy dis my vriend? Hy sê, ek het vir jou in die droom gevra. Hallo, ek was in die droom. Nou raak die graad 'n bietjie erg. Hey, ek moet weet wie die vriend is. Ek sou in die droom. Nou hou ek myself baie slim. Dis 'n chief hierdie ou. Jy moet goed lyk, jy moet slim wees. Jy moet jouself, dis die president van daai gebied. Jy kan nie nou gesig verloor nie. Ek sê, nee, is wonderlik. Nou wil ek hom allerhande vrae vra, jy weet so skelm vra, dat ek nou net kan uitvind wie is daai vriend. Ek sê vir hom nou, hoe weet jy dis my vriend? Hy sê nie in die droom toe ek vir jou sê, wie is die langs jou? Toe sê, ag, dis my vriend hierdie. Ek sê nou maar, wat het my vriend gedoen? Hy sê nee, ek het op die bank van die rivier gestap, staan so 'n voet weg, en jy en jou vriend het daar in die water gestaan. Ek sê ja. Hy sê, en jou vriend het toe 'n beker gevat, so 'n ou beker, en hy het daai rivierwater opgetel, en hy het dit vir ons, dis vir die chief en vir my gegee, en ons moet dit nou drink, want dit gaan ons nou help met ons reis af na die onderste dorp op die kanoe. Ek sê, ja maar natuurlik, my vriende is mooi, hulle is oulike mense, hulle doen sulke goeie goed. Nou dink ek, nommer 1, het 'n ou regtig water in die Amazone nodig. Jy weet die Amazone het meer as 20% van die wêreld se vars water is daar. So nou begin ek te dink, hoekom gaan my vriend water vir ons gee? Man, gee ons eerder biltong of grondboontjies. Nie nog water nodig nie. Jy verstaan wat ek bedoel. Ek sê vir hom, maar luister chief, daai water is baie vuil, jy gaan sien, hy's baie vuil. So bruin, vol van amoeba, eencellulêre snaakse diertjies wat jou kan vergiftig. En daar's 2 diere wat daarin geval het, lyke, en daar's ou bloed in daai water, jy kan klem in die kaak kry, jy kan doodgaan. Ek sê, my vriende sal moes nooit so iets doen vir ons, daai vuil water. Hy sê, nee, jy verstaan nie, toe jou vriend daai beker vir my gee, en ek na dit kyk, en dit proe, was dit baie soet, en kristalhelder. Jy sê ons dit vinnig is. Ek sê wel regtig. En ek dink, ek ken net een vriend wat sulke goed kan doen, wat ek van weet. Uit water na wyn verander. Die beste. Maar ek dink daai wyn was iets buitensporig, nie die tipe wyn wat ons het, hy was so soet en kristalhelder. As jy hom gedrink het, wil jy hom nog hê. En hy het jou opgekikker en jou nuwe lewe gegee. Ek sê vir my,
ek moet nou slim lyk, jy weet. Ek sê vir hom nou maar, het my vriend miskien 'n snorretjie ook gehad? Hy sê ja, hy het 'n snor ook gehad. Ek sê ek sê en die hare was dit so 'n bietjie lank? Hy sê ja. Ek raak opgewonde. Nou hoop ek, nou bid ek net die volgende vraag gaan hy ja sê, want dan weet ek. Ek sê net my vriend miskien so 'n wit kleed gehad. Hy sê ja. Amen. Gee die Here 'n klap, kom. Gee die Here 'n klap, kom. Ek dog, hy sit deur, as hy diening nou, maar sy hou van sulke wow goed. Dan gaan jy nou maar rond dans en rond spring te kere gaan nie tussen die Indiane. Ek sê vir hom, weet jy wie's daai vriend? Hy sê nee. Ek sê dis Jesus. Hy sê nog so aan sy been. Hy dink so diep. En hy sit skielik so regop, hy sê, ja, want ons het die Jesus fliek gewys en ons het hulle vertel van Jesus. Is dit nie wonderlik? Wie is hierdie vriend? Wie is hierdie? Nee, is my vriend man, hierdie ou hier langs is my vriend. So informeel. Ek sê vir hom, en het Jesus enigiets gesê? Hy sê nee, 'n lewende woord nie. Nie 'n lewende woord nie. Ek het gelees my stilte tyd 'n dag of 2 gelede in Matteus 20. Baklei die disippels oor wie gaan links of regs van Jesus in die ewigheid sit in die troon, op sy troon. Die ma van, ek dink is Zebedeus, het vir hom gevra ook. Toe vertel Jesus hulle die hele storie van hoe die mense op die aarde soek fame en beroemdheid en al daai goed en autoriteit en krag. En hy sê maar, die ou wat eerste wil wees, moet laaste wees. Die ou wat die grootste wil wees, moet die kleinste wees. Toe sê Jesus, toe sluit hy daai stuk af, die seun van die mens, hier noem hy hom die seun van die mens, nie die seun van God nie, interessant, hè? Want hier sê hy, ek is 100% ook mens, nie net 100% God nie. Hy sê, die seun van die mens, ek het gekom, nie om gedien te word nie, maar om te dien. Jesus het in daai droom vir die chief en vir my bedien. Ek raak so klein, en ek weet nie wat om te sê nie, ek wil wegkruip, want dat die grootste God van die hemel en die aarde homself langs my geplaas het, en toegelaat, dat ek sê, man, dis my vriend, dis maar net my vriend hierdie. So informeel. En Jesus het vir ons lewende water bedien, nie regtig vir ons reis met die kanoe, maar laat daai stam chief weet, hy moet hierdie lewende water aanhou gee vir sy stam, hulle moet groei, hulle moet leef van hierdie woorde wat hulle gehoor het vir daai 4-5 dae. Is dit nie wonderlik nie? Heidi, kom vertel gou van die chief se vrou. Sy gaan jou ander ene vertel. Nou terwyl sy opkom is interessant. Jesus verskyn net aan hierdie stamme nadat ons bedien het, nooit voor die tyd nie. Want Jakobus 4 vers 8 sê, jy moet eers 'n tree gee na God, dan eers gaan hy 'n tree gee na jou. Die Here sê, geen nie tree nie. Heidi, ons gaan hulle nou wys. Jy moet nou hartstallig wees, jy moet nou, Heidi, ek wag vir jou. Gaan jy tree gee? Gaan jy tree gee? Dink daaroor. Ja, ek gaan nie 'n tree na jou gee nie. Jy moet die eerste tree gee, ek gaan nie 'n tree. Ek bid nog daaroor. Ja, as jy nie 'n tree gee, gaan jy kan vergeet of ek gaan nie 'n tree gee nie. Gaan jy tree gee? Okay, ma. Nou wys toe. Sê. Dis hoe God is. Ja, klop aan. Hy sê, hy bevestig homself in Sagaria 1 vers 3. Hy sê, julle moet nader na God, dan sal God eers nader na julle. Hoor mooi. Hoor julle dit? Wie moet die eerste stap neem? Hy sê in 2 Timoteus 1 vers 6, dat jy moet die gawe wat in jou is, jy moet dit weer opwek. Chime it up! Kickstart! Daai kragtige bike, kickstart hom! Chime hom op! Wek hom op! Ruk hom op! God is in jou, hy wag vir jou om jouself aan die brand te steek. Amen! Halleluja!
Ons was in Peru, diep in die oerwoud en die chief van die stam het ons genooi om so 'n paar dae daar by hulle te bly. En ons het hulle vertel van Jesus, ons het vir die siekes gebid en Jesus het hulle genees, want dis wat hy altyd doen. Veral as hy vir mense wil wys, hy het al die krag, al die mag. Jy sien, dis belangrik, want daai mense aanbid die demone. Wel, ek moet eintlik sê, hulle aanbid hulle nie, dis nie 'n liefdesverhouding nie. Hulle maak offers aan die demone, want as hulle dit nie doen nie, val die demone hulle aan. Maar wanneer hulle sien, Jesus is kragtiger, dan los hulle daai demone en hulle volg vir hom. Dit is so wonderlik. So ons was daar vir 'n paar dae, ons het pragtige wonderwerke gesien hoe mense se lewens verander in die Here. En op die laaste dag sê ons vir hulle, môreoggend gaan ons julle doop, die wat vir Jesus wil volg. En die chief, man, hy het so kyk aan sy lyk, hy is nie te lekker nie, en ons kan dit nie mooi verstaan nie. Hy sê, wel, dit beter vroeg wees, want my mense moet gaan werk en die son is baie warm. So ons sê, wel, ja, 6 uur môreoggend, ons is daar, langs die rivier. Die wat wil kom, julle is baie welkom. Die volgende oggend is Arnold en ek daar, baie vroeg. Is pragtig daar langs die rivier, hy maak so 'n draai, die mis is nog op die oerwoud, so pragtig vroegoggend. En ons sien so 'n figuurtjie wat uit daai mis uitkom, uit die oerwoud. En dit is die chief. Jy kan nie glo nie. Ons was so verbaas. Nou wat het gebeur? Wat het verander in die aand? Hy sê vir Arnold, 'n paar ure vroeër het sy vrou 'n hemelse ervaring gehad. Sy het gesien hoe ek wil net sê, die dak oopgebreek het en 'n bonatuurlike, helder, briljante lig skyn so op haar neer. Sy sien direk in die hemel in en sy sien hoe die engele so vlieg en daar kom 'n stel wit trappe af van die hemel af tot op die aarde, presies daar op die draai in die rivier waar ons die mense gaan doop. En sy kyk daarbo, sy huil soos sy die storie vir ons vertel. Sy sê daar heel bo vlieg hierdie engele om en daar in daai briljante lig sien sy vir Jesus. En hy staan soos daai standbeeld in Rio de Janeiro. En hy kyk na haar, maar hy's baie ferm. Hy sê, julle moet kies. Die wat in my glo en my volg, sal eendag regs verbygaan, vir ewig met hom wees in die hemel. Maar die wat my verwerp, wat kies om nie te volg nie, sal links verby moet gaan. Dit wil sê vir ewig verwyder van die Here, hel toe. Julle moet kies. En dit was die einde van haar ervaring. Sy maak haar man wakker en sy vertel hom wat sy gesien het en net daar kom daai twee tot bekering. En hulle is gedoop. Die chief, nadat hy uit daai water uitgekom het, hy sê met trane in sy oë, hy sê vir Arnold, my mense weet nie dat Jesus so voor ons staan en hy vereis dat ons 'n keuse moet maak. Hierdie kant toe of daai kant toe. Jy kan nie 'n draadsitter wees nie. Konstante hoë bloedsuikervlakke is die hoofoorsaak van tipe 2 diabetes, insulienweerstandigheid en oorgewig. 'n Lae GI-dieet kan help om bloedsuikervlakke te beheer, eetlus te demp en diabeteskomplikasies te voorkom. Manna bloedsuikerbeheertablette help om die GI van die voedsel wat jy eet met soveel as 43% te verlaag en daarom help dit om bloedsuikervlakke te beheer. Die produk kan saam met enige dieet gebruik word en is beskikbaar by alle apteke. Besoek mannaplus.co.za vir meer inligting.
Julle, hoeveel van ons mense, en daai chief, hy sluit af, hy sê, ek moet hulle sê, hulle weet nie, ek moet hulle sê, daai las is op hom geplaas, om sy mense te vertel. En julle, daai selfde keuse, is die enigste eintlike belangrike keuse wat ons hier op die aarde moet maak. Daar's niks anders nie. Kies vir Jesus, of verwerp hom. Dis die keuse, daar's nie 'n derde keuse nie. En as jy daai keuse gemaak het, as jy Jesus gekies het, hy is jou lewe, nou vertel ander mense van hom. Want as jy lief is vir God, soos jy sê jy is, hy het ons 'n tweede opdrag gegee. Hy het gesê, wees lief vir God met alles. En wees lief vir jou naaste, net soos jouself. So as jy lief is vir jouself, as jy lief is vir God, gaan jy ook vir jou naaste lief wees. En dit beteken nie net, jy gee om vir hulle fisiese nood nie. Jy gee om oor dat hulle hel toe gaan as hulle nie vir die Here kies nie. En dis hoe ons moet leef, julle, in daai absolute nood van, ek het nou gekies, maar daar's mense wat moontlik gaan sterf vanaand, hulle ken nie die Here nie, ek kan iets doen om vir hulle te vertel van die Here. Is dit nie wonderlik nie? Daar is 'n skrif, Spreuke 24 vers 11 en 12. Daai skrif is baie diep, Spreuke 24 vers 11 en 12. Dit sê, hou terug die wat na die slagbank wankel, die wat gesleep word na die galg. En die volgende vers sê, en as jy sê, ek het nie geweet nie, sal God wat let op jou siel nie dit weet nie, en hy vergeld die mens volgens wat hy doen. Dis ons hele lewe daar opgesom. As jy die Here ken, vertel vir ander mense, klaar. Die res is details. Die feit dat jy 'n werk het, dit is sodat jy verhoudings kan bou om mense te vertel van Jesus. Sodat jy 'n geldjie kan maak om kos te eet, sodat jy energie het om mense te vertel van Jesus. Julle, vinnige vraagie voor ek afsluit. Waarmee dink julle is die duiwel die hele dag vandag en elke dag besig? Sonde, verwarring, ja? Daar sê, planning our downfall. Dis reg, maar alles wat die duiwel doen is gerig om mense wat? Hel toe te sleep. Hy wil mense doodmaak. Okay, so nou waarmee is Jesus die hele dag besig? Hey, Jesus het gesê, ek het gekom om die duiwel se werke te verwoes. So julle, my vraag vir jou is, waarmee is jy die hele dag besig? Hy het baie werk vir ons om te doen, soos Arnold vroeër gesê het, en dis lekker werk, en as jy nie in daai sweet spot kom nie, gaan jy nooit daai vrede en vreugde hê hier op die aarde wat die Here vir jou beloof het nie. Nog 'n storieetjie sê Arnold. Julle, ons was in Kolumbia en ons kom daar, ons in 'n area baie demoniese werking. Die chief kom na ons toe en want hy het gehoor dat daar wonderwerke is wat gebeur. Hy sien daar's krag, die Here werk. Hy sê ons moet hom asseblief doop. Ons sê, okay, ons sal so maak, maar wat's fout? Hy sê die demone tuister hom verskriklik. Hy word aan mekaar aangeval en dit het nou vererger. Hy sê verlede Vrydag het sy broer en suster by hom kom kuier. Hulle kuier lekker, sit om die vuur, braai. Hulle is maar soos ons, lekker kuiermense. Almal saam, lief vir mekaar. Hy sê na 2 ure verander sy broer en suster in demone. Was nooit sy broer en suster nie. Dit was demone wat hy kon nie eers onderskei, dis nie sy broer en suster nie. Dis hoe wild dit daar gaan. En ons het hom gedoop en die Here het hom verlos. So hierdie goed is werklik. Die duiwel val ons ook aan, julle weet dit mos. Sy grootste trick is om vir mense te oorreed dat hy nie bestaan nie. Maar ons weet hy bestaan en ons is saam met Jesus, saam met hom in die span wat daai werke verwoes. Daar kan julle sien, jy kan groot gemaak. Daar is die Amazone oerwoud. Hy's
VSA, United States of America, pas basies in daai groen stuk, so bietjie groter. As jy dit wil glo of nie. Daar's 3 swart pyltjies links, daai stamme, vir al die Mascopiros in daai gebied. Dis jou mees onbereikste gebied. En julle weet miskien van Glen Buys en Corina Buys. Nou hulle werk hierso in die noorde teen Venezuela, in daai noordelike gedeelte. Dis waar hulle werk met die Yanomami Indiane. So prys Here, en daar's baie ander mense van ander lande wat ook werk, maar daai Amazone is so groot, dis omtrent vir elke 50 km kry jy een persoon. So is baie eilbevolk, daar's nie baie mense nie. En daai gebiede is onbereik. Jy kan sien, daai mense jag met pyl en bo, en hulle het geen ander manier van lewe nie. Volgende. Dan kan jy sien baie water en baie oerwoud. Geen paaie nie. Jy kan die beste 4x4 hê, dit gaan jou niks help. So ons gaan met canoes of bote, of as daar 'n aanloopbaan gebou word, gemaak word, die oerwoud word skoon gemaak, bome afgekap, kan ons al land met vliegtuie. Volgende. Dis die Amazone rivier in sy boorlope in Peru. Die Amazone is 3000 km lank. Hy begin by die Andes gebergtes. Die Nile rivier is 4000, so die Amazone is die tweede langste rivier, maar watermassa het die meeste watermassa in die wêreld. So gesê mees 20%. En ons ry met canoes op die rivier. Volgende. Nou jy kan met jou weed eater daar invat en jou gras sny, dit gaan nie baie help nie. Jy kan met 'n panga daar aangaan, jy gaan baie lank vat om 'n paadjie te kap. So dis hoe ons Amazone lyk. Volgende. Right, daai hitte is natuurlik op 'n sandbank van die rivier. Dit is van daai wilde stam wat julle gesien het. Hulle is nomadies, hulle reis rond in daai oerwoud, hulle jag aan mekaar, leef van jag en rou vleis en vis en wilde vrugte. En dis hoe hulle al vir eeue leef. Hulle weet nie daar is tegnologie nie. Hulle weet nie daar's klere nie. Volgende. Daai pyl is in die grond geskiet en dit sê vir jou moenie verby daai pyl gaan nie, want dan gaan jy pyle in jou kry. Dis hulle gebied, so hulle waarsku jou. Jy moet die tekens in die oerwoud kan lees. Volgende. Dis hulle voet afdruk, natuurlik, hulle het nie skoene of sandale nie, gaan aan. Nou is ons met die kinders besig. Nou Walter aan die linkerkant praat Yini, hy's van die Yini Indiane, hy's gered, hy werk saam met ons werk saam met hom, en hy kan hulle taal praat, so ons praat Spaans met Walter, en Walter kan met hulle praat, kommunikeer, maar hierdie kinders was wild, so hulle in Engels sê jittery en skittish, hulle het nie stil gestaan nie, hulle wil net kyk wat jy het om te gee en te gryp, is as hulle in 'n vrees is, dis asof iets hulle blokkeer om te kommunikeer. Is iemand wat op oorlewing is, iemand wat net wil hê, jy groet vir hom, dan sê, hallo, maar hy gaan net aan, hy wys nie dat hy kontak maak met jou nie. Jy glimlag vir hom, hy glimlag nie terug nie. Jy wil hom iets vertel, maar hy wil nie hoor nie, hy wil net sien wat het jy. Soos wilde diere bestaan hierdie mense, en jy kan sien, dit is totaal afgesny om normaal te kan kommunikeer. Daar's demoniese werking wat hierdie mense gebind het, dat hulle nie kan normaal optree nie. En God kan deur daai demoniese mag, daai demoniese muur breek, en hulle bereik, in hulle harte aanraak. Amen. So ons weet, terwyl ons bid en stadig verhouding begin bou, is God ook besig en gaan hy hulle bereik. Volgende foto. Daar speel ek gitaar. 'n liedjie wat ek daai dag gespeel het is Com Jesus. Dit is 'n Portugese, ons gaan later vir julle speel Portugese liedjie. En soos ek sê, hulle staan nie stil, hulle beweeg rond. Hulle kan nie sê, toe ons daai liedjie speel en hulle hoor 'n melodie vir die eerste keer in hulle lewe, toe gaan staan hulle so toepstil. Die salwing van die Here. Ons het met ons eie oë gesien hoe daai mense stil gaan staan en vir die eerste keer luister, asof die Here deurbreek na hulle harte.